Baie welkom aan elkeen van u wat inskakel ook hierso by die erediens. Dit is vir die NG Kerk van Warmbad, Sondag 12 Julie 2026, wanneer ons 'n bietjie gaan kyk na die sondeval. Nou, die afgelope tyd het ek weer begin navorsing doen oor die koninkryk van God, omtrent soos wat ek gedoen het. Wanneer was dit? Omtrent so 15 jaar terug, of dalk 'n bietjie minder. Maar ja, en dit het my dan uitgebring by die sondeval. So ons gaan 'n bietjie kyk daarna vandag. So baie welkom. Hoop u kry iets uit hierdie gedeelte uit en onthou, die feit dat u luister hierna beteken dat die Here het ook 'n afspraak met u. So kom ons luister na die Here. Maar voordat ons na sy woord kyk, kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader dat u ook in u liefde vir elkeen van ons geroep het. Dat u van elkeen van ons nader getrek het, vir ons sondes betaal het en aan ons ook 'n nuwe lewe kom gee. En Here, wanneer ons nou weer so aanklop by u woord en daaruit wil luister, wil leer, Heilige Gees, wil u vir ons duidelike leiding gee en help om ook te verstaan en dit wat ons ontvang deel te maak van ons lewe. Mag alles wat ons ook hoor en leer, u naam verheerlik. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons eerste skrifgedeelte is Genesis 3 vers 1 tot 19. Natuurlik as ons wil kyk na die sondeval, dan is dit juis waar ons moet begin. So kom ons lees dit saam. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra: "Is dit werklik so dat God gesê het: Julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanraak nie, anders sterf julle." Die slang sê toe vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God wat goed en kwaad ken." Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan en hulle het besef dat hulle naak is. Hulle het vyeblare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van die Here God wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En hy het geantwoord: "Ek het u in die tuin hoor beweeg en ek was bang want ek is naak. Toe het ek weggekruip." En hy vra toe: "Maar wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waaroor ek jou beveel het dat jy nie daarvan mag eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u gegee het om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het geëet." Die Here God vra toe vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou het geantwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Toe sê die Here God vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pens sal jy suil en stof sal jy eet, solank jy leef. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval." Vir die vrou het hy gesê: "Ek sal jou swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers." En vir die mens het hy gesê: "Omdat jy geluister het na die vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dussels sal dit vir jou laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die grond. Want daaruit is jy geneem, ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer." Nou ons lees saam sover. Nou hierdie verhaal van Adam en Eva is 'n baie bekende verhaal.
En selfs nie net aan ons as Christene nie, maar selfs buite ons geloof, is daar ook heelwat mense wat van die verhaal weet, en dit staan bekend in ons teologiese kringe dan as die sondeval. Die dag toe die mens in sonde geval het. Vir ons is dit 'n baie belangrike verhaal, en soos wat ons gaan sien ook later vanuit Romeine 5, is dit juis belangrik vir ons verstaan van Jesus Christus se werk. Want sonder Adam en Eva sou Jesus se verlossingswerk geen sin gemaak het nie. En daarom dat ek nie kan verstaan hoe sekere Christene vir Adam en Eva kan ontken as waarlike historiese figure nie. Maar die verhaal begin eintlik natuurlik in Genesis 1, waar God alles geskaap het en by monde van God self goed geskaap het, mooi geskaap het. Daar was geen sonde nie, met ander woorde daar was ook geen dood nie. Hoe weet ons daar was geen dood nie? Want dood het eers ingetree toe Adam en Eva gesondig het. Die dood was 'n gevolg van die sonde, en omdat daar nie sonde was voor die sondeval nie, was daar dus ook geen dood nie. As daar wel dood en verval en wat ook al was, dan sou God mos nie gesê het, dit is goed nie. En daarom dan juis ook die term paradys, die tuin van Eden. En soos wat ons gelees het in hierdie gedeelte, het die sondeval verskeie direkte en blywende gevolge vir die mensdom, en selfs ook vir die skepping gehad. So kom ons kyk daarna. Die eerste ding wat ons dadelik opval, is dat die mens se verhouding met God verbreek is. God kom wandel in die tuin en dan lees ons van hoe hy roep na Adam en Eva nadat hulle gaan wegkruip het. Nou dit is nie per toeval dat dit so geskryf word nie, daar's natuurlik 'n goeie rede. Die grootste rede natuurlik is omdat Adam en Eva vir God weggekruip het, omdat hulle blootgestel gevoel het, omdat hulle naak was, omdat hulle skuldig gevoel het oor die feit dat hulle naak was. Om bloot voel omdat hulle natuurlik agtergekom het hulle is naak, maar ook om bloot omdat God God is, die Almagtige is, die Heerser is, en hulle was ongehoorsaam aan hom. Dit is dus 'n teken dat die verhouding tussen hulle en God verbreek is. Jesaja 59 vers 2 sê vir ons die volgende: maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Juis ook omdat God heilig is, vol geregtigheid is, kan ons met ons sonde nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Ons kan dit dus ook as ware so stel, dat ons eie gees binne in ons is nie meer in kontak met God se Heilige Gees nie. Die sonde het daardie verbintenis gebreek. En natuurlik, die straf daarvoor, as ons dink aan geestelike dood, is natuurlik die ewige dood in die hel, waar elke mens vir sy sondes gaan boet. Maar hierdie sondeval, soos ons in Genesis 3 lees, en juis soos wat God hulle ook gewaarsku het, toe hy hulle beveel het om nie van die boom se vrug te eet nie, is dat die mens ook nou onderwerp is aan die fisiese dood en die proses van veroudering. Soos wat ons ouer word en ons liggame begin agteruitgang, is dit eintlik elke dag 'n herinnering aan wat die sondeval aan ons as mens kom doen het. Ons streepies is getrek. Wetenskap het selfs gevind dat dit nou in ons DNA ingeprogrammeer is dat ons moet sterf op 'n stadium. En dit is so diep die gevolge van sonde in ons menslike wese ingekruip het. Eendag gaan ons dood, in 'n kus beland, die lewe hier op aarde dan vaarwel roep. Maar daar is nou ook nou 'n volgende gevolg van die sonde wat ons baie goed moet verstaan, en wat die wêreld nie altyd eintlik wil aanvaar nie. En dit is dat as gevolg van hierdie sondeval word elke mens nou in hierdie sonde gebore. Romeine 5 verduidelik dat dit baie pertinent dat hierdie sondige toestand van ons as mens, dat dit oorgeerf word na alle mense toe. Met die gevolg dat elkeen met 'n geneigtheid tot sonde mee gebore word. En dit is juis hierdie sondige natuur wat ons as mens gedurig in die moeilikheid het. Dink maar aan hoogmoed, en kwade, haat, hartseer en gebrokenheid. En daai lys is eintlik baie lank. Want dit is hierdie sondige natuur wat ons weghou van God af. Dit is hierdie sondige natuur wat veroorsaak dat ons nie hemel toe kan gaan nie. 'n Sondige natuur wat soveel meer as net ons as mense besoedel. Want nie net is dit die mense lewens wat met eens verander het nie, maar ook die natuur is geraak deur die gevolge daarvan.
Ons moet verstaan dat die mens deur God aangestel is om te regeer as bestuurders oor die natuur. So ons besluit om te sondig, het ook 'n vloek gebring oor die natuur. Dinge soos pyn, siekte, moeite, onkruid, droogte, vloede, rampe ensovoorts. En sê die Bybel vir ons in Romeine 8 vers 20 tot 22. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. Dit is Paulus se waarneming natuurlik na aanleiding van Genesis 3 waar ons duidelik sien dat deel van die vloek wat uitgespreek is weens die sonde wat ons as mens gedoen het, was dat die skepping ook nou daardeur vervloek is. Nou tot op hierdie punt het ons nog net gekyk na die negatiewe gevolge van die sondeval en die impak wat dit op ons as mens en natuur meegebring het. Maar dit is net die agtergrond waarteen God se verlossingsplan dan afspeel. Dit is waarna ons dan nou volgende gaan kyk. Om te verstaan hoe God se verlossingsplan en dan ook hierdie sondeval van die mens bymekaar inpas, hoef ons maar net na Romeine 5 te kyk waar dit baie duidelik uiteengesit en beskryf dan word. So kom ons lees dit saam. Romeine 5 vers 12 tot en met 21. En daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, is natuurlik Adam. En as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Maar nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom, natuurlik Jesus Christus. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie, want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens Jesus Christus gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie soos die gevolg van een mens se sonde nie, want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei. Maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang het, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens Jesus Christus in die lewe regeer. En daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, met ander woorde, soos wat daar deur Adam se sonde veroordeling vir alle mense gekom het, omdat ons in hierdie sonde gebore word, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Met ander woorde, dit wat Jesus aan die kruis betaal het. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom, met die gevolg dat die oortreding eintlik dan toegeneem het. Maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade net nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus, ons Here. En soos wat Adam verlei is deur die bose en die sonde in die wêreld ingebring het, so is Jesus ook deur die bose probeer verlei. Maar Jesus het dit natuurlik weerstaan. Waar Adam gefaal het, het Jesus sukses behaal. En dit is ook die rede waarom Jesus Christus as die tweede Adam as ware aarde toe moes kom, om waar die mens gefaal het, dit deur sy dood aan die kruis die mensdom van sonde te verlos en dan hierdie verhouding met God te herstel en dit moontlik te kan maak. Om dit wat die sonde gebreek het, weer te herstel. Om die houvas wat die geestelike en die fisiese dood oor die mens het weens die sonde, om dit te breek en ons die geleentheid te gee om weer in die teenwoordigheid van God te kan kom. En die enigste manier om die sonde se vloeke teen te werk, was om te betaal vir die sonde wat gepleeg is.
Dit beteken dat elke liewe mens in die hel moes gaan betaal vir die sonde waarmee ons gebore is en waarmee ons gelewe het. Maar Jesus se dood aan die kruis het daardie betaling vir ons gemaak. Dit is God se geregtigheid, 'n betaling wat aan almal beskikbaar is vir die wat dit aanvaar. En dit is God se liefde. Net soos die mens in die tuin van Eden altyd die keuse gehad het om gehoorsaam aan God te wees, so het die mens ook nou die keuse om hierdie betaling wat vir ons sondes gedoen is, deur Jesus Christus om dit te aanvaar of te verwerp. Maar dit is nie al nie. Dit is nie waar dit stop nie, want soos ons gesien het in Romeine 8, sug selfs die skepping ook met 'n verlange na die verlossing van hierdie vloek, wat nog ook op dit rus. Maar dit is hier waar die Nuwe Testament ons herinner dat daar 'n tyd gaan kom wanneer dit alles, ook die skepping, herstel gaan word. Die totale herstel kom met Jesus se wederkoms, soos Openbaring dit beskryf, dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde deur God geskep gaan word. 'n Totale nuwe heelheid en alles weer mooi en goed in die teenwoordigheid van God herstel gaan word. En wat beteken dit alles vir ons vandag? Ons moet verstaan waar ons as mens vandaan kom. Dat ons geskape is om eintlik in 'n perfekte verhouding met God te leef. Dat dit ons keuse was wat daardie verhouding verbreek het. Sonde en die vloek het toe oor ons en die natuur gekom. En dit beteken dat as ons iemand soek om te blameer vir die seer en die pyn en die gebrokenheid van hierdie lewe, dat ons nie vir God kan blameer nie. Nee, daardie blame lê heeltemal uit en uit aan die voete van ons as mens. Ons dra die gevolge daarvan. Maar ook moet ons verstaan dat God ons nie tot ons eie verdoemenis gelos het nie, maar juis vanuit sy liefde namens ons die prys betaal het. Dat dit vanuit hierdie liefde is wat hy dit aan ons kom aanbied en die geleentheid gee om herstel van verhouding met God weer te kan ervaar. En hiervoor staan nie net die kruis voor ons voorop nie, maar ook juis die leë graf, wat ons net weer kom herinner dat die dood wat ingetree het weens hierdie sonde, dat Jesus dit nou reeds oorwin het. Die sondeval herinner ons egter ook, dat ons met 'n gesig uitsien na die dag wanneer Jesus weer gaan terugkeer aarde toe, en wanneer hy dan 'n nuwe hemel en aarde gaan inlei. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U Hemelse Vader vir hierdie ongelooflike woorde, uit hierdie woord van U, Ou Testament en Nuwe Testament, wat net vir ons help om te verstaan, hoe die sonde eintlik ons hele lewens kom verwoes het, maar dat ons danksy U genade en U liefde, deur die kruis, ook 'n nuwe lewe ten spyte of te midde van hierdie swaar kry kan beleef. Baie dankie Here dat ons ook kan uitsien na die toekoms wanneer U eendag weer gaan terugkom, om dit alles van voor af weer nuut en mooi en goed te maak. Dankie Here dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus, ons koning en heerser en redder. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.